Ons verwelkom ons mense by Homebase, waar ons die woord in diepte behandel en ons kyk na profesieë van die Bybel wat wys op die tye waarin ons lewe vandag. En vandag se opskrif is ons op wie die eindes van die eeue gekom het. En hierdie dinge begin al meer na klimaks, na punt toe werk. Dit wat die Bybel voorspel het, wat God se woord gesê het begin nou in die tyd van die einde toe loop. En ons is bevoorreg om in hierdie tyd te lewe. In ons gebedsfoto is daar iemand wat hoog sit op die rand van 'n krans en hy kyk na die dinge wat plaasvind daaronder. En ek wonder baie keer, hoe dink God? Hoe sien hy ons raak, wat hier onder op die aarde is, en wat deel is van die vervulling van hierdie profesie? Kom ons bid saam. Dierbare Vader in die hemel, ons sê dankie vir die voorreg om u woord te hê vandag, om u woord te besit in ons eie taal, en om dit self te kan lees, en te weet dat dit waarheid is. Maak daardie waarheid deel van ons lewe dag vir dag in 'n proefondervindelike wyse dat ons u sal ken. Amen. Rebecca lees vir ons daar 1 Korintiërs 10 en vers 11. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Hier is 'n waarskuwing, want hierdie dinge vind vandag plaas. Ons moet oppas dat ons nie val nie. En onthou, hy wat bedrieg is onwetend van die gevaar waarin hy is. Openbaring 6 in vers 12. En ek het gesien toe hy die 6de seël oopgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing, en die son het swart geword soos 'n harige sak, en die maan het geword soos bloed, en die sterre van die hemel het op die aarde geval soos 'n vyeboom wat deur 'n groot wind geskud word, sy navye laat afval. Ek onthou terwyl Rebecca nou hier lees, ek lê in rus op my bed eendag en ek hoor hier iets wat vreeslik te kere gaan hier, soos blare wat, en toe ek uitloer by die gordyne uit, toe's iemand binne in my suurlemoenboom, en hy skud daardie boom met geweld. Hy kan natuurlik nie so lekker die suurlemoene pluk nie, want dit is vol dorings, en nou is hy binne die boom ingeklim, en hy skud die boom, sodat die suurlemoene afval om hulle op te tel. En hier sê dit, dat die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vyeboom, wat deur 'n groot wind geskud word, die navye laat afval. Nou, hierdie dinge het plaasgevind, het reeds plaasgevind in 1833. En dan verder sê dit, vers 14. En die hemel het weggewyk, soos 'n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit. Dit beteken daar's geweldige aardbewings, dalk vuurspeende berge ook. Vers 15. En die konings van die aarde en die grootes en die rykes en die owerstes oor 1000 en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spilonke en in die rotse van die berge, en vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toorn van die lam. Want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan? Hierdie mense was nie net benoud in hierdie profesie van Openbaring oor die fisiese dinge wat op hierdie aarde plaasvind. Hulle was nie net bang vir die weerlig en die donderweer en die aardbewings, die vuurspeende berge en die pestsiektes nie. Hulle
het 'n emosionele benoudheid gehad. Hulle het in vrees gevlug, want hoekom vlug jy? Wanneer jy weet jy kwaad gedoen het, en jy sien, hier kom 'n geregsdienaar. Jy weet, ek kyk na iemand, en ek sê, hy het kwaad gedoen. Rebecca vra my, hoe weet jy dit? Ek sê, die feit dat hy hardloop. Hy hardloop weg, omdat hy weet hy het kwaad gedoen. En hierdie mense sal vir God wegvlug. Wat 'n vrees om van God af weg te vlug. En dan te wens op jou dood. Berge en rotse val op ons en bedek ons van die aangesig van hom. Nou, God se aangesig is lig en skoonheid en waarheid en heiligheid. En dit toon hulle goddeloosheid aan, so hulle kan nie bestaan voor hom nie. Dis 'n verskriklike dag. In 'n bygaande foto het ek hier gekry van puin wat deur vuur en 'n aardbewing gelaat is. En daar is niks oor nie. Jy probeer iets raak sien of iets herken, maar dit is alles net swart gebrande roet. En daar is niks oor nie. Die aarde gaan terugkeer tot sy toestand van voor die skepping. Christen en sondaar weet wat reg en verkeerd is. Ek het nie 'n fout gemaak hier nie. Dit is nie net die Christene wat weet wat reg is nie. Die sondaar weet dit baie goed. Hoekom sê ek so? Omdat God se Heilige Gees daar is om met hom te praat. Die ateïs en die godlonaar besef maar al te goed dat 'n lewe sonder God gevolge het. Maar hulle steur hulle nie daaraan nie. Hulle leef nie daar volgens daai kennis nie, want die oordeel van God word nie dadelik uitgevoer nie. Wag maar net tot onheil die wêreld tref. Dan wys hulle daarna as die oordeele van God. Gaan maar na die wêreld toe. En wanneer daar 'n verskriklike natuurramp plaasvind, dan is almal se gedagtes, hoekom het God dit toegelaat? Omdat God die skepper van die mens is, weet elke siel wat ooit geleef het, of vandag nog leef, dat daar 'n God is. Hulle weet dit. En wat eendag van jou rekenskap sal eis. Maar hulle probeer dit uit hulle gedagtes uitsmoor en wegberre, dat hulle nie daaraan dink nie. Openbaring 6 vers 16. Die goddeloses verwys na die lam. Lees dit bietjie vir ons. Openbaring 6 vers 6. 6 vers 16. Dis 'n interessante gedagte wat ek net hierdie week wat verby is raak gesien het. En vir die berge en die rotse gesê, val op ons. Nou wie sê dit? Is dit die goddelose of die heilige? Die goddelose. Goddelose sê berg, want Val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit. So hulle weet daar's iemand wat op die troon sit. En dan? En vir die toorn van die lam. Hulle weet van die lam. Die lam is hy wat gekom het as verlosser en vir ons gesterf het op Golgotha. Hulle weet hierdie dinge en hulle vlug vir hom. En hulle sê, wie kan bestaan? Hulle weet daar's 'n oordeel wat kom. En hulle sê, wie kan bestaan? Nou Matteus 24 en vers 36. Maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. En dan vers 37. En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Het hierdie mense in Noag se tyd
geweet van die oordeel wat sou kom, was hulle die vorige week daarvan vertel. Vir 120 jaar het Noag die ark gebou. En elke hamerslag wat hy gegee het, elke builslag wat hy gekap het aan daardie hout, elke keer as hy gesaag het, heen en weer, het getuig dat daar 'n oordeel kom. En hulle het vir 120 jaar gespot. En ek dink as Noag die ark in 'n week kon bou, sou dat dalk van die mense ingegaan het. Maar omdat tyd verloop het, het hulle gewoond geraak daaraan. En hulle het nie aandag gegee, soos die Bybel sê, hulle het nie verstaan, voordat die vloed gekom het en hulle weggeneem het nie. Net soos die bewoners van die ou wêreld in Noag se tyd, waarde aan, wat sal die mense sê as ek nou in die ark ingaan? Hulle sal met my spot. Wat sal hulle dink? Wat sal hulle sê? Meer waardig aan daardie mense se opinies gegee het as aan God se woord. Net so baie mense sal in die tyd van die einde in ons tyd nou ingee tot groepsdruk en nie God se woord hoogag nie. Wat sê Matteus 24 en vers 40, dan sal daar 2 op die land wees, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Nou let nou baie mooi op, dat ons hierdie stadig deurvat, en nie net lees wat hier staan nie, maar daaraan dink in 'n profetiese betekenis. Daar sal 2 op die land wees. Nou wat is 'n land? 'n land is die plek waar wat gekweek word. Kos gekweek word. Waar kry ons geestelike kos? In die Bybel. In die Bybel. So ek kan hierso sien, hier staan, dan sal daar 2 die Bybel lees. Dink hieraan. Lees verder. Die een word aangeneem en die ander word verlaat. Die een wat die Bybel lees, hy weet dit. En die ander een lees ook die Bybel, die een word aangeneem, die ander een verlaat. Die een kry redding, die ander een nie. Verder. 2 vroue sal by die meel maal. Nou, wat beteken dit? Wat stel 'n vrou voor? 'n Kerk in die Bybel. Daar gaan 2 groepe kerke wees. Daar gaan 'n kerk wees wat by die meel maal. Wat beteken dit? Wat besig is om kos voor te berei. Kry ons kos uit die woord van God, geestelike kos? Is daar 2 predikante wat preek, kerke wat preek, uit die woord uit? Die een bring valse leerstellings, die een bring ware leerstellings. Die een word aangeneem en die ander verlaat. Hierdie is sterk woorde. En dan vers 42. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Nou wat is die verskil? Kom ons gaan weer terug na Noag se tyd toe. As daardie mense wat in die sonvloed omgekom het, toe die reën begin val het, as hulle geweet het wat sou kom, sou hulle nie dan in die ark ingegaan het nie. Dit sê hier, maar as die huisheer geweet het aan watter nagwaak die kom, sou hy gewaak het. Maar die mense is gewaarsku, week na week na week, jaar na jaar na jaar, vir 120 jaar, nog nie geluister nie. So ons kan weet, as ons wil, maar ons keuse is, om groepsdruk toe te gee. In vers 44,
Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Nou, as daardie woorde daar staan, kan ons nie gewaarsku word nie. Ons kies om gewaarsku te wees, of om nie gewaarsku te wees nie. Maar nou vra ek die vraag 'n bietjie anders. Ek sê, watter groep mense gaan jy waarsku? Ons moet die waarskuwing doen, nie net die woord van God nie. Gaan ons die waarsku wat weet, of gaan ons die waarsku wat nie ag gee op die woord nie? En dan sou hy sê, ja, ons moet die groep waarsku wat nie weet nie. Maar die gevaar is ook vir die groep wat weet en nie omgee nie. Vir watter groep kom hy dan as 'n dief in die nag? Kom hy vir die groep wat weet, of kom hy vir die groep wat nie weet nie, as 'n dief in die nag? Jy kan maar self daar dink. In die bygaande foto het ek daar 'n foto van 'n pad, en daaronder kan jy sien is so 'n laagwater driffie, en daar's 'n gevaarteken, en daai gevaarteken sê dat mens daarop bewus moet wees dat daar water is, dat dit gevaar is, dat jy moet stadiger ry. Maar as iemand nie luister nie. Ek het iemand gewaarsku oor 'n pad. Hy het gesê, nee, toe maar, is alles reg. En 5 minute later, toe sy karre wrak. Genesis 6 vers 1. Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem, almal wat hulle verkies het. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie. My gees sal nie vir ewig met die mens wees nie. Wat het gebeur hier? Hulle het gesien. En dit wat vir hulle mooi was, het hulle gevat. En mens tree nie so op nie, jy tree op beginsel op. Nie net soos wat jy lus het nie. En dan sê dit, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. En na 120 jaar, toe kom die sonvloed. Vers 4. In die dae was die reëse op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die oudheid, die manne van naam. Die manne van naam, die reëse. Nou as ons daardie toepas op die eindtyd, daar is reëse intellek mense vandag. Hulle studeer aan hierdie universiteit en aan daardie universiteit. Hulle is hoofde van departemente. Hulle kan die weer van die aarde voorspel. Hulle kan ruimtetuie in die ruimte sit. En hulle het nie God se woord nodig om hulle lastig te val nie. Hulle weet beter. En vandag gebeur dieselfde dinge. Dit wat ons kan uitwerk is belangrik. Dit wat daardie ou boek, die swart boek sê, is vir die middeleeue, dis vir die ou mense. Vers 5. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was, het die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. As die Here vanoggend na die nuus luister wat vandag uitgesaai word op al die sosiale media, dink julle nie dat hierdie woorde en daar was smart in sy hart van toepassing sal wees nie? Ons op wie die eindes van die eeue gekom het, leef in hierdie tyd net soos in Noag se tyd. Vers 7. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskape het, van die aarde verdelg. En so hoor ek daai profetiese woorde vandag weer. Die mens, sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, want dit berou my dat ek hulle gemaak het.
Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Daai woordjie maar. Hy gee die een kant van die saak van die goddelose en dan sê hy maar die ander tweede groep. Noag het genade gevind in die oë van die Here. En dit is ons keuse. En die Here probeer ons in liefde uitnooi om huis toe te kom. Hebreërs 11 vers 7. Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Soos Noag gewerk het daar dag na dag na dag, jaar in jaar uit, vir baie, baie jare. Hy het as dit ware al sy geld, al sy energie, sy hele lewe en die van sy gesin, almal en van sy vriende, het hy alles in een mandjie gesit. En dit was God se mandjie. En hy het gesê, soos wat hier Paulus skryf in Hebreërs, praat hy van geloof. Noag het geloof gehad dat God die waarheid gepraat het en hy het alles aan hom toevertrou. En daardie waarskuwing het hy aangeneem met eerbiedige vrees. Hy het nie maar sy werk gedoen en gesê, ai, dit is hom swaar om hierdie ark te bou nie. Hy het dit gebou met toewyding en geweet dat hy die Here se werk doen. Ek kan my voorstel in die bygaande foto hoe Noag daar preek. En jy kan sien op die gesigte van die mense, die een spot, die ander lag, die ander een maak sulke snaakse geluide en sê die ou man is van sy kop af. Maar as daai mense geweet het wat kom, sê die Bybel, sou hulle betyds reageer het. 2 Petrus 2 vers 4. Want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettinge van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word, en die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag, die prediker van geregtigheid, met 7 ander bewaar het, toe hy die sonvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het, en deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het, en as 'n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees. Hulle is as 'n voorbeeld gestel vir hulle wat goddeloos sou wees. En hierdie teks sê vir ons baie duidelik, dat die mense van die sonvloed, hulle is vernietig. Hulle is nie vandag in die hemel volgens die misleiding van Satan, die leuen wat hy van Eva vertel het. Julle sal nie sterwe nie. Julle sal soos God wees, met ander woorde, julle sal vir ewig lewe. Dit was 'n leuen. En die stede van Sodom en Gomorra is tot as verbrand, daar's niks oor nie. 'n Mens se siel gaan nie hemel toe die dag as jy dood gaan nie. Die Bybel sê keer op keer op keer, jy word vernietig. God het gesê die dag as jy sondig sal jy sterwe. Nie in die hemel lewe nie. En so verdraai die duiwel God se woord. En hy sê, hulle is as voorbeeld gestel vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees. Ons moet kyk hierna, ons moet hierdie lees, dit verstaan. Dan noem hy nog 'n voorbeeld in vers 7. En die regverdige Lot gered het, wat hom baie gekwel het oor die losbandige lewe van die sedelose mense. Want deur wat hy gesien en gehoor het, het die regverdige man, wat onder hulle gewoon het, dag vir dag sy regverdige siel gepynig oor hulle wettelose werke. So Lot het nie 'n aangename lewe gehad nie. Hulle wat kies om tussen die goddelose te lewe, in die stede te lewe. Dis baie gevaarlik om dit te doen, want daar kan jy oorweldig word
deur die gedagtes, die goddelose gedagtes van die mense daar. Dit sê dat sy regverdige siel gepynig is oor die wettelose werke. Die dinge wat hulle gedoen het was vir hom afskuwelik. Ek wil nie daar leef nie, ek leef op die platteland, waar ek nog die wind en die bome en die plante en die diere kan sien wat God gemaak het. Vers 9. Die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word. En veral die wat die vlees in hulle in vuile begeerlikheid agterna loop en die heerskappy verag. Vermetel en aanmatigend skroom hulle nie om die heerlike wesens te belaster nie, terwyl die engele, hoewel groter en sterkte en krag, geen lasterlike oordeel teen hulle by die Here voortbring nie. As ons weet watter gemors gaan daar aan in die wêreld vandag, sal ons skaam om daarin te woon. As ek maar net luister na taal wat mense gebruik, hoe hulle God se naam oneerbiedig gebruik. Christenmense wat Sondag in die kerk sit en dan so lelik praat, dit steek my dwars in die krop. Judas 1 vers 5 skryf ook van hierdie dinge. Maar ek wil julle daaraan herinner, al weet julle dit nou eenmaal dat die Here, nadat hy die volk uit Egipte land gered het, daarna die wat ongelowig was, omgebring het. Die wat ongelowig was, omgebring. Farao se hele leer het gesterwe. So kan ons vandag by die populêre godsdienst saamgaan en sê ons lewe in 'n tyd van genade. God gaan ons almal red. Niemand, daar's nie 'n oordeel nie. God gaan niemand. Hy is so 'n liefdevolle God, hy gaan niemand laat doodgaan nie. Dit is gevaarlike teologie. Vers 6. En die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hul eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeye onder die duisternis bewaar. God het nooit beplan om sy skepping, sy mense, eendag te vernietig nie. Soos hy sê, vir die oordeel is vir die groot dag van die duiwel en sy engele. Maar die mense wat die duiwel en sy engele gaan glo en saam met hulle gaan werk, gaan ook word soos Sodom en Gomorra. Vers 7. En soos Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. Daardie woord ewige vuur, dit gaan vir ewig vernietig wees. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie, dis nie 'n vuur wat aanhou brand en brand nie. Daar is geen vuur wat aanhou brand en brand nie. Dit is 'n misleiding van Satan. 'n Vuur brand tot dit wat brandbaar is, uitgebrand is en tot as verbrand is, sê Maleagi. Die goddelose gaan so stof wees onder ons voete, hulle gaan vernietig wees. God gaan nie sonde aanhou brand nie, hy vernietig dit en dan is dit verby. Vers 8. Tog besoedel ook hierdie mense net so in hulle dromerye die vlees en verag die heerskappy en laster die heerlike wesens. Ja, die Here gaan 'n einde bring aan al hierdie dinge. En wanneer daardie vuur die heelal reinig, gaan sonde en sondaars vernietig word, omdat hulle nie kan bestaan voor God nie. En God gaan die aarde herskep. En daar is in Chili 'n paar jaar terug 'n brand gewees, en jy kan sien daar in die foto, alles is vernietig. Daar het 'n hele gemeenskap daar, het uitgebrand en tot niet gegaan.
God se woord is waar. Daardie dae kom. Jesegiel 16 vers 46. En hier word weer simboliek gebruik. En jou grootsuster is Samaria, sy met haar dogters wat woon aan jou linkerkant. Maar jou suster wat kleiner is as jy, wat aan jou regterhand kant woon, is Sodom met haar dogters. Maar jy het nie gewandel in hulle weë en nie gehandel volgens hulle gruwels nie. Net 'n kort rukkie en jy het verderfliker gehandel as hulle in al jou weë. En dan sê vers 48, so waar as ek leef, spreek die Here, gewis, jou suster Sodom, sy met haar dogters, het nie gehandel soos jy gehandel het, jy met jou dogters nie. Kyk, dit was die ongeregtigheid van jou suster Sodom, in trotsheid, oorvloed van brood en sorgelose rus, het sy haar en haar dogters gelewe, maar sy het die hand van die arme en die behoeftige nie versterk nie. Die groot sonde in Sodom was dat het so goed gegaan, dat hulle die arme verdruk het en die persoon wat nie kos gehad het, nie verag het. Hulle het nie na hulle omgesien nie. Vers 50. En toe hulle hoogmoedig en gruwelikheid voor my aangesig bedryf het ek, toe ek dit sien, hulle weggeruim. So hulle is tot niet gemaak. Daar sou niks goeds gekom het. Niemand sou ooit weer uit die nageslag van die Sodomiete gered word nie. En so het hulle koppie van ongeregtigheid vol geword. En God het hulle vernietig. Dis 'n besluit wat mense nie kan neem nie, wat net van God kan kom. As ons na die lewe van Abraham kyk, dit is vir my so 'n mooi voorbeeld van Abraham wat uit sy eie besluit het om in te tree vir sy medemens, wat die Sodomiete glad nie omgegee het vir hulle medemens nie. Hulle het hulle misbruik en verag. Genesis 18 en vers 17. Kom ons kyk net so in breë trekke hierna. Daarop sê die Here, sal ek vir Abraham verberg wat ek gaan doen? Terwyl Abraham tog sekerlik 'n groot en magtige nasie sal word en al die nasies van die aarde in hom geseën sal word? Want ek het hom verkies dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee dat hulle die weg van die Here moet hou om geregtigheid en reg te doen, sodat die Here oor Abraham kan bring wat hy voor hom gespreek het. Verder het die Here gesê, die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik groot, en hulle sonde is waarlik baie swaar. Ek wil neerdal en sien of hulle werklik gehandel het soos die geroep oor hulle is wat by my gekom het. En so nie, ek wil dit weet. Daardie woorde, ek wil dit weet, die Here het net so gesê hier in die vroeëre hoofstukke van Genesis, waar hulle die toring van Babel gebou het. Het die Here ook gesê, ek wil sien wat hulle doen. Kom ons kyk. Dis nie dat die Here nie weet nie, dis mense taal wat wys dat God wel weet wat daar aangaan. En dit is tot waarskuwing vir ons gegee. In die foto daar kan jy sien hoe die toring van Babel tot aan die wolke reik en die mense al die sukses van hulle onderneming sien. Toe God kom kyk wat hulle doen. Met ander woorde, toe hy sy oordeel bring en die weerlig het daar die toring geslaan. Hulle taal is uit mekaar, is verwar en hulle het in verwarring daar weggegaan. So eindig sonde. Soos wat dit hier sê, hulle sonde was waarlik baie swaar. Dit het uitgeroep dat God moet kom oordeel, Sodom en Gomorra.
Vers 22, wat sê Genesis 18 daar vir ons? Dit is nou nadat hulle geëet het by Abraham en die manne daar weg is. Toe het die manne daarvandaan weggedraai en na Sodom gegaan, maar Abraham het nog bly staan voor die aangesig van die Here. En Abraham het nader gekom en gesê, sal u ook die regverdige saam met die goddelose ombring? Miskien is daar 50 regverdiges binne in die stad. Sal u hulle ook ombring en die plek nie spaar ter wille van die 50 regverdiges wat daarin is nie? So hier tree Abraham op as 'n middelaar. En dit is eintlik geweldig interessant om te besef dat 'n mens hier vir sy medemens intree by God en vir die Skepper sê, maar is dit regverdig dat hy waag om met God so te praat? Aan die ander kant het Abraham nie gesien, hier kom God aangestap nie. Hy het ook nie sien, hier kom 3 engele aangestap nie. Dit was moe reisigers. En omdat hy die goedheid van sy hart hulle ingenooi het, en vir hulle kos gegee het, en vir hulle gesorg het die Here hom hier stelselmatig openbaar aan Abraham. En hy tree hier in, hy sê, maar sê nou maar daar's 50 regverdiges, want hy weet, sy broerskind Lot bly daar, en hy tree vir hom in. Het Lot vir Abraham baie goed behandel, toe hy as jongere mens gekies het, en hy kies die vrugbare vallei, en Abraham moet maar in die droë bergrande sy skape injag, en tog tree hy vir Lot in, en hy is lief vir hom, en hy tree hierin, en hy sê maar, kan jy nie vir Sodom red nie, hy sien die goeie raak, en nie net die slegte nie. Lees verder vir ons. Laat dit ver van u wees, om so iets te doen, om die regverdige saam met die goddelose om te bring, sodat die regverdige gelyk is met die goddelose. Laat dit ver van u wees, sal die regter van die ganser aarde geen reg doen nie? Sjoe, hy praat dan baie regheid hier, en hy tree so mooi in, en so tree Jesus vandag in vir ons, teenoor Satan wat ons wil vernietig. Vers 26. Toe sê die Here, as ek in Sodom 50 regverdiges vind binne in die stad, dan sal ek die hele plek spaar om hulle ontwil. Dis daarom baie min. 50 mense is baie min. As ons dink aan Nineve wat 'n groot stad was, wat 3 dagreise ver, dan stap jy deur die stad. Nou in die eerste 20 tree wat jy loop, is daar sekerlik 50 mense in 'n paar huise om jou. So dit is 'n klein persentasie. Dan spring ons oor na vers 32 toe. Toe sê hy, laat die Here tog nie toornig wees nie, en laat my net hierdie keer mag spreek. Miskien sal daar 10 gevind word. En hy antwoord, ek sal dit ter wille van die 10 nie verwoes nie. En toe is Abraham terug na sy tent toe daar by die bome, en die Here is weg daar, en vroeg daai môre, toe Abraham opstaan, wat sien hy? Kyk na die foto wat ek daar geneem het. 'n groot rookwolk het opgetrek, nie van die veld wat hier gebrand word nie, maar van die stad, waarop God vuur en swaal laat reën het. En dan gaan ons na Daniël, die boek Daniël toe. En ons kyk wat daarin is, wat vir ons van waarde is aan die einde van tyd. Daniël 7 vers 9. Ek het bly kyk, totdat daar trone reggesit is, en 'n oue van dae gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeu, en die hare van sy hoof soos skoon wol. Sy troon was 4 vlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur. As ons sien wat Rebecca hier gelees het, sal ons verstyf van angs en vrees. Hier
word, as ons in 'n aardse hof kom, en jy weet jy is skuldig, en jy weet jy is skuldig aan die dood, môreoggend, vandag is jou laaste dag, môreoggend as die son opkom, word jy gehang, sal jy nie daar grappies maak nie. Maar hierdie is by verre meer ernstig. Dit sê hier, die oue van dae, die Vader self is hier in al sy heiligheid. En Daniël beskryf hom hier met mensetaal so goed as wat hy kan. Sy kleed was so sneeu, dit was spierwit, en sy hoof so skoon wol, sy troon, 4 vlamme, die wiele was brandende vuur. Dit is 'n heiligheid wat jy nie kan beskryf nie. En vers 10 gaan aan en dit sê, En 'n stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. 1000 maal duisende het hom gedien en 10.000 maal 10.000 het voor hom gestaan. En toe, hierdie verskriklike gesig, dan sê die woord, die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. Nou as die goddelose die Here sien kom op die wolke, gaan dit net so wees en hulle gaan hardloop vir die berge. Vers 13. Ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van die mens. En hy het gekom tot by die oue van dae en hulle het hom nader gebring voor hom. En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap. En al die volke en nasies en tale het hom vereer. En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap. En al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy. 'n Ewige heerskappy wat nie vergaan nie. Dis die klip wat die beeld getref het in Daniël 2. En sy koninkryk, een wat nie vernietig sal word nie. Vers 26. Maar die gereg sal sit en hulle sal hom die heerskappy ontneem om dit vergoed te verdelg en te vernietig. Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste. Hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees. Die groot manne van hierdie wêreld wat dink hulle is in beheer, wat atoomwapentuig en allerhande bose dinge uitdink en alle planne maak om die geldstelsels van die wêreld te beheer en om die mensdom te beheer en selfsug op die troon sit. Daardie dinge sê die woord van God, hulle heerskappy word weggeneem en aan die heiliges van die Allerhoogste gegee. Dis groot woorde hierdie, maar dis God se woord en dis waarheid. En ek sien in my gedagtes hoe ons 'n hoëpriester intree vir ons in die hemel. En daar is 'n beeld wat geskep word in Sagaria 3, waar die hoëpriester is nou op hierdie aarde wat ons verteenwoordig. En dan is dit ook Jesus wat ons verteenwoordig. Satan kla die hoëpriester aan, want hy sê hy het vuil klere aan. Maar God sê, ek bestraf jou. Hy bestraf die Satan, wat die aanklaer is. En God sal uiteindelik as oorwinnaar optree. En ek sien dat God hoog bokant hierdie aarde sit, bokant die leiers van die nasies. En in die gebedsfoto kan jy 'n vliegtuigfoto sien, wat geneem is van die baai, Valsbaai, Kaapstad, wat daaronder lê. En ek wonder baie keer, wanneer God so afkyk, of hy nie met 'n seer hart afkyk na die wat hom nie wil volg nie. Kom ons bid saam. Dierbare Vader in die hemel, waar U in liefde uitreik tot die mens, gee dat ons harte aangeraak sal word met U liefde. Ons is gewaarsku, ons het U woord, ons weet wat gebeur het in die verlede.
met die bose en hoe U hulle vernietig het, omdat daar nie redding vir hulle was nie. Hulle het geweier om dit te aanvaar. Gee dat ons sal bely en sal terugkom na ons Vaderhuis toe, sodat ons deel van daardie erfenis sal wees wat U vir ons weggelê het. Amen.